Goeiemôre, my naam is Tom Smith. Dit is vir my baie lekker om hier saam met julle te wees. Nou hierdie week kyk ons verder na die werking van die Heilige Gees en ons kyk na 'n teks in 2 Korintiërs 4 en ons gaan lekker tyd met hierdie spandeer. So as jy in die oggende saam wil lees, dan wil ek jou sommer uitnooi om hierdie hele week na daai teks te kyk. Vandag lees ek vir julle uit 2 Korintiërs 4 die eerste 2 verse en ek lees uit die nuwe vertaling. Paulus skryf en hy sê: God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra en daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Hy sê ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. Nou wat Paulus hier doen, is hy wys vir ons dat daar iets in die lewe is saam met Jesus wat lig en duisternis teenoor mekaar afspeel. En waarmee hy begin is dat as volgelinge van Jesus leer ons deur die krag van die Heilige Gees om ons geheime lewe aan die lig te bring. Nou dit beteken natuurlik dat elkeen van ons het in ons lewens plekke waar die lig van Jesus nog nie lekker geskyn het nie. Daar's daai kamers in ons harte en in ons lewe en in ons ritmes waar ons sê, hier is ek nog nie heeltemal bereid om Jesus toe te laat nie. En wat hy nou hier sê in hierdie teks, is dat ons elkeen genooi word om daai dele van ons lewe aan die lig te bring. En dis belangrik vir ons, dis belangrik om eerlik daar te wees. Elkeen van ons is 'n konstruksiewerk. Dit hou nooit op nie. En daarom kan ons deur die krag van die Heilige Gees, kan ons dat Jesus sy liefdevolle lig skyn. En wanneer ons dit doen, dan raak ons deel van Jesus se liggaam, wat nie perfek nie, maar op roete is, en wat as 'n konstruksiewerk vir die wêreld wys, dat ons besig is om in Jesus se ritmes te lewe. En so dalk kan jy vandag 'n gebed doen. En dalk kan jy my toelaat om saam met jou gebed te doen, waar ons net vir Jesus vra, om deur sy Gees ook die geheime dinge in ons lewens stadig maar seker te verander, sodat dit lig word. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat ons hierdie week kan onthou, dat ons elkeen 'n werk onder konstruksie is. En dankie Here dat U ons nie alleen laat nie. Ons loof en prys U dat U Gees vir ons gee en dat ons deur U Gees 'n liefdevolle lig kan ervaar wat sê, hierdie area van jou lewe wil ek jou uitnooi om in ritme met my te bring. Ek bid vir my en my vriende en vandag dat U ons bewus sal maak van daai areas van ons lewens waar daar duisternis is en ons vra dat daar lig sal skyn. Ons dankie daarvoor en bid dit in Jesus se naam. Nou vriende, ek hoop jy het 'n lekker dag en kom ons kyk, kom ons luister, kom ons sien wat kom aan die lig van ons soos wat ons deur hierdie dag gaan. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder.